So ons is nou by boekie A2 en julle weet ons het nou alles so geraak in die saligsprekinge en ons het die detail en alles gegee en ons het nou 100 keer gepraat oor die arm van Gees. Ons het nog nie vir julle gesê presies wat is dit. Boeta, ek dink jy moet in die bed kom, hoor? Right. So ons het vir julle gelees in Matteus hoofstuk 5, die bergpredikasie of in jou opskrif staan die bergrede. En dan kom ons daarso, ons begin met gelukkig is die armes van Gees. Julle weet, hoe kom staan daar gelukkig, want salig beteken gelukkig. En net 'n interessante ding nou dat ek dit doen. Het julle al gelees, veral in psalms, dan sê die psalmdigter in baie plekke in die Bybel staan daar welgeluksalig. Het julle al dit gelees? Nou, as salig gelukkig is, wat beteken welgeluksalig? Baie. Letterlik beteken dit 3 keer gelukkig. Wel, gelukkig en salig. So welgeluksalig beteken 3 keer gelukkig salig. So ja, dit is baie goed. So ja, net so vir agtergrondkennis as jy dit weet. Alright, Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm is van Gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So, julle sal sien op al die saligsprekinge, dan sê hy, begin hy met salig is die wat, dan sê hy wat te doen, en dan is daar belofte. En die eerste een wat ons dan nou gaan behandel, is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Koninkryk van God, julle ken dit alles, boek 1. So daai ene is aan hulle behoort die koninkryk van die hemel, is dit beloof. Dis beloof. Right. As jy arm van Gees is. Ja. Net so. Alright. Kom ons gaan verder, ek gaan dit nou 'n bietjie verduidelik, anders hardloop ek dit vir julle vooruit. In die Complete Bible Commentary verduidelik die ontleders die openingswoorde van die bergpredikasie as volg. Nou gaan ek my beste Engels vir julle gee. The message of John the Baptist is now clearly proclaimed by Jesus himself. However, Jesus as the Messiah is not calling on his listeners to prepare for the coming of the kingdom, but rather announces that the kingdom is here. In a very real sense, the first coming of Christ the King is an honest, straightforward presentation of the kingdom promised by the Old Testament prophets. Alright, by implikasie beteken dit dat Jesus nie net gekom het om ons van ons sonde te verlos, maar dat hy letterlik aan die ganse mensdom kom wys het hoe om in hierdie koninkryk te leef. En in hierdie eerste lering van Jesus in Matteus 5, 6 en 7 gee Jesus 8 riglyne hoe 'n koninkrykslewe behoort te lyk. Nou right, wat daai Complete Bible Commentary sê, is 'n paar die eerste instansie, jy kan onthou in jou eerste boekie, die koninkryk van God is nie 'n koninkryk wat eendag is. Julle weet dit. Alright, en een skrif maak dit baie duidelik, hy sê, moenie sê kyk hier of kyk daar nie, die koninkryk is binne in julle. Alright, so dit weet ons nou al, ons is deur daai lesings, né? So, wat hy so sê is, John the Baptist, Johannes die Doper, het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Alright, so hier kom Jesus, en hy sê, die koninkryk het naby gekom. En dan sê hy vir jou, hoe word jy deel van die koninkryk? Ons is deel al die lesings, né? Maar wat hy nou hier doen, in Matteus 5, vers 3, die bergpredikasie, nou sê hy, weet jy wat, nou gaan ek julle wys, hoe leef jy in die koninkryk. Ek gaan vir julle karaktereienskappe en beginsels gee, vir elke mens, wat in jou lewe teenwoordig moet wees, oor hoe lyk 'n leefwyse in hierdie koninkryk. En wat vir my baie interessant is, ek dink ons het dit laasweek geraak, is, hierdie is deur Jesus se eerste boodskap, eerste openbare boodskap.
So, hy het eers vir jou gesê, hoe lyk hierdie karakter, en toe leef hy dit. En reg deur sy leefwyse, sien jy, hoe hy al hierdie beginsels toepas, en dit vir ons uitleef. Alright, so net hier om te weet. Alright, kom ons kyk na die 8 goetertjies. Salig of gelukkig is die eerste een is wat arm van gees is, wat tree, wat sagmoedig is, wat honger en dors na geregtigheid en barmhartigheid bewys, rein van hart is, vrede maak en vervolging en belediging verdra. Wat julle ook moet weet, is dat as jy mooi kyk, dan lyk dit vir jou asof al hierdie goed op mekaar bou. Hulle volg so op mekaar. Jy kan nie die laaste een hê as jy nie die eerste een het. Alright. So, ons gaan hulle nou mooi uit mekaar uittrek, dan kan julle mooi verstaan. Met hierdie woorde sê Jesus dat die mens wat so leef, ware geluk sal ervaar. Die gebrek of tekort aan geluk wat ons beleef, word veroorsaak deur die feit dat ons nog nie voluit in die koninkryk van God leef nie. So julle kan dit ook onderstreep as julle wil. Want ek meen, baie mense ervaar nooit die ware geluk nie. Of ten volle nie. So Jesus begin met die saligsprekinge, omdat dit sy wil is, dat sy kerk gelukkig moet wees. So, julle moet verstaan vandag, buiten die vervolginge en alles wat die kerk verdier, en wat die kind van God gaan verdier, in dit sal jy ware geluk ervaar. En deur Jesus wil hê, elke mens moet ware geluk ervaar. So met ander woorde, as jy in hierdie wêreld leef, met alles waarmee die wêreld gepaard gaan, ek meen, jy gaan stryd hê, dan gaan mense wees wat nie van jou hou nie, dan gaan mense wees wat jou verdruk, maar in al daai goeders, gaan jy ware geluk ervaar. Met ander woorde, onthou julle, daar's 'n woordjie wat ons gebruik het, in module 1, by die koninkryk. Toe sê ek vir jou, hoe lyk God se koninkryk? Kan jy onthou wat was dit? Kan jy vir my sê? Ek kan onthou wat ek vir verduidelik, nie woord. Die Here het gesê, sy koninkryk is 'n untouchable kingdom. Ja. Onthou julle dit? Ek het 'n paar keer gesê, untouchable kingdom. Ja, ons dink al in Afrikaans eintlik. Ja. Dis 'n kroon. Ja. So, die Here se koninkryk is untouchable. En dis hoekom die wêreld om nie kon raak nie, want hy ten volle in die koninkryk van die hemel geleef op aarde. En onthou jy, ons het ook 'n voorbeeld gebruik waar Pilatus ons sê, ek het mag om jou vry te laat, en ek het mag om jou te kruisig. Onthou julle dit? Toe sê hy vir hom, al die mag wat jy het, is wat my Vader in die hemel vir jou gegee het. So, jy het geen mag oor my nie. En dis die konsep wat jy vandag moet verstaan. As jy in hierdie karakter leef, en jy leef in sy untouchable kingdom, sal niks van hierdie goeders jou vrede wat God jou gee kan steel. Niks behoort jou geluk, jou ware geluk en vrede by jou te kan vat. Niks in die wêreld. Al draai jy vervolging, al kry jy teenkanting, en dan gaan jy deur al hierdie goeders wat ons gaan behandel, behoort niks jou geluk wat jy in God het, van jou weg te vat. Alright. Alhoewel die koninkryk van God 'n millennium boodskap is elke mens wat Jesus deur geloof aangeneem het, reeds in die koninkryk oorgeplaas. Ons hoef dus nie te wag vir 'n koninkryk wat nog moet kom nie, maar ons is geroep om nou reeds al in daardie koninkryk te leef. Die woorde salig is die wat is nie 'n beskrywing
van hoe God se kinders eendag na sy wederkoms sal wees nie, maar Jesus gee 'n beskrywing van hoe sy kerk op die aarde behoort te lyk. Ons kan dit met sekerheid sê omdat Jesus se boodskap in die teenwoordige tyd spreek. Salig is die. Hy sê nie salig sal hulle wees nie, maar gelukkig is. Salig is. En dis nogal vir my interessant, né? Mense lees baie keer redelik oor dit en aanvolg aan eie gedagtes. Maar as jy mooi gaan kyk, die Bybel is verskriklik akkuraat. En goeters is in die teenwoordige tyd, komende tyd, al daai tense, wat is dit in Afrikaans dan hulle doen? Tye. Ja. Wat eintlik van tyd Ja, is korrek in die Bybel vervat. Onthou julle toe ons nie doorgewerk het oor die naam, enkelvoud, al daai goeters, staan vir 'n rede. Die Bybel maak nie foute nie, daar is nie foute nie. So, salig is teenwoordige tyd. So, hy sê in Matteus 5 vers 10 tot 11, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek. So, al wat hy hierso vir julle probeer sê, is, dit dui nie op 'n eendag. Alright, so, ja, ons gaan eendag saam met die Here in die hemel wees. Ek meen, as jy sê kind is, gaan jy saam met hom wees, dis alles, maar al wat ons hier probeer sê is, moenie verwar word en dink, ons praat nie van, dis 'n eendag ding, dis 'n nou ding, omdat hy die teenwoordige tyd gebruik, punt nommer 1 om die heel eerste op almal, maar ook in die laaste saligspreking sê, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek. Nou, as dit dui op 'n eendag, gaan mense jou vervolg in die hemel. Gaan mense kwaad teen jou spreek in die hemel. So dis al hoekom hy dit sê, want die laaste saligspreking nommer 8 gaan oor vervolging en belediging. So as dit op een dag dui, het jy 'n probleem, want dan maak dit nie sin. So dit sê maar net vir jou, dit dui op nou. Hierdie leefwyse is vir nou. So dis onwaarskynlik dat God se kinders steeds na Jesus se wederkoms vervolg of beledig kan word, omdat die Bybel ons leer dat ons liggame in Christus verheerlik sal wees. So Jesus modelleer nie oorwinning na sy opstanding nie, maar hy leef in oorwinning toe hy op die aarde ten volle mens was en deur sy bloed het hy dit nou vir elke mens moontlik gemaak om in dieselfde oorwinning te kan leef. Maar voordat ons die eerste saligspreking ontleed, moet ons eers die proses verstaan wat Jesus hierso leer. Is daar enige vrae? Julle reg? Jy moet my vra, né? So, salig, ek weet nie of dit Grieks of Hebreëus is daar nie, maar dit is makarios, en dit beteken to be happy, ons het dit laas ook behandel. Ok, lyk my dis Grieks. In die Griekse konteks is die teenoorgestelde woord van salig is dan miserable, elendig, rampspoedig. As Jesus sê salig of gelukkig is diegene wat die volgende 8 beginsels handhaaf, is die teenoorgestelde ook waar, met ander woorde, miserabel, elendig of rampspoedig is diegene wat hierdie 8 beginsels nie sal handhaaf nie. En dis nou nogal bietjie om uit die boks uit te dink. Dit is maklik om net te lees wat daar staan. Maar het jy al ooit die negatiewe kant van dit beleef? En kom ek sal dit so, en ek het al vir julle dit genoem. Hoekom is mense wat in die wêreld leef? Die ou kan 'n miljonair wees of 'n multimiljonair, geld kan nie 'n probleem wees nie. Maar hoekom is daai ou altyd op soek na meer, altyd op soek na nog? Hy is nie gelukkig. Hy is nie gelukkig nie. En dis dieselfde met mense in hulle werk, in hulle lewens, gaan kyk bietjie.
mense wat in die wêreld 'n ambisie het, dit word nooit bevredig nie. En hulle is nooit gelukkig. Al het hulle alles, is hulle nog nie tevrede nie. Want hulle kan nie gelukkig wees nie, want hulle volg nie daai 8 beginsels na nie. Hulle kan dalk 'n smaal gee, en hulle kan vir jou wys hulle is gelukkig, maar as jy met hulle praat, dan sal jy agterkom. Hier binne sit stukke. Ek meen ek het eendag ding gekyk oor hierdie Hollywood mense wat hierdie glamorous lewe het. Jy sal dink is daai mense het nou regtig net happiness, want geld val in hulle skoot. Hulle bly in die grootste huise. Hulle kan doen wat hulle wil en alles is wonderlik. Maar is eintlik unhappy. Al daai goeders bied hulle niks. Want jy kan nie waarlik gelukkig wees nie. Jy kan nie geluk koop nie. So gaan kyk bietjie. Buitekant kan dit vir jou baie mooi lyk. Hulle kan baie happy lyk. Maar jy kan mooi kyk, daai mense sal nooit waarlik gelukkig wees. Tydelik dalk, maar nooit waarlik. Daar sal dus geluk wees vir die wat gehoorsaam is aan God, terwyl die wat nie gehoorsaam is nie, nooit ware geluk sal ervaar. So die eerste voorwaarde vir hierdie geluk is, salig is die wat arm van gees is. So, kom ek vra julle so, voordat ons dit nou behandel, as jy nou lees arm van gees, wat sal jy sê? Wat kom jy op? Nee, wat is arm van gees? Nee, okay. Ek vra, onthou die skrif sê, salig is die, gelukkig is die wat arm van gees is. So wat sal jy sê is arm van gees? Liebert, wat sal jy sê? Dat jy nie soos jy Heilige Gees het nie. Sê jy het nie die Heilige Gees? Nee. Jy het die Heilige Gees. Ja, maar jy is arm van dit. Of jy baie min van dit. Okay. Wat sal oom sê wat? Daar mag ek sê. Ek dink is al baie kennis dat die wat gesê. So jy het baie van die Gees. Die Heilige Gees. Okay. Wat sal jy sê daarvan? Wil ek sê, ek weet nie of nou, ek dink my antwoord gevat, maar ek dink as jy, Gees is nou nie aan ons Heilige Gees nie, ek weet nou nie hoe om te stel nie, maar soos jy nou, jy is, hoe kan ek sê, so wil ek volleerd wees van die geloof, maar jy weet 'n groot gedeelte daarvan, jy weet wat as jy rede hoekom jy dit doen en hoekom jy die pad staan. Okay, wat sal jy sê? Ja, enigiets. En dit is my interessant, want ek meen, as jy vat, ons is nie reg verkeerd, ons leer. Maar ek gaan nou van die moet skiep, want ek dit dan nie weet. Ek kan maar gaan skiep, ja, so. So, Ons het ek en Annika het 'n lesing daaroor gehad. Ja. Ons het 'n lesing daaroor. Wat ek wel vir julle wil sê, Of 'n mooi verduidelik. voordat ons dit nou gaan behandel. Ek meen, julle oordink dit. En eintlik ken julle die antwoord, nê, maar julle oordink dit. Want julle dink dit is 'n moeilike ding. Onthou, hy koppel geluk aan 'n toestand. Wat eintlik nie, Gelukkig is jy as jy arm van gees is. en dit pas nie by mekaar nie. Presies.
dit twee. So, en- Hoe kan jy gelukkig wees as jy arm van gees En dis hoekom pas nie? Dis hoekom die meeste mense sukkel met uit te redeneer. Want jou verstand is geprogrammeer dat die wêreld sê geluk is as dit goed gaan. As jy ryk van gees is. Dis Ja, dis ek kom. nou ja, kom ons kyk. So, om arm van gees te wees is om die regte gesindheid teenoor sonde te openbaar. Dit beteken dat ons bewus word van ons geestelike bankrotskap voor God. Ons moet verstaan dat ons nooit volkome sout en lig, met ander woorde dis vers 13 en 14 sal wees, as ons nie by die begin van Jesus se voorskrifte begin en deur die hele proses werk wat in die saligspreking saamgevat is. Ons kan slegs by vers 13 en 14 uitkom as ons by vers 3 begin, wat sê dat ons arm van gees moet word. Om arm van gees te wees, is die vertrekpunt van enige mens om in die koninkryk van God in te gaan. Geen mens met jouself regverdigende trots of hoogmoed sal ooit voor God kan staan. So, dit is eintlik so eenvoudig. Soos ek julle gesê, dit bou op mekaar. So hierdie is die beginpunt. So as jy in God se koninkryk wil leef, dan kom jy nie daarin vol van jouself. So Jy daai een vir ons wat jy ook daar kan vertel van die woman. ek gaan hom nou Wat gaan sê? So, as jy arm van gees is, dan verwys hy nie nou na die Heilige Gees, want hy praat van elke individu. So met ander woorde, jy moet arm word. Want net as jy arm word, as jy minder word, is daar 'n gap die om jou vol te. Maar dan kan jy nie jouself volmaak. En die voorbeeld is soos 'n boemelaar. 'n Boemelaar wat op die geld nou staan in beeld. Wat kan hy jou bied? Kan hy iets vir jou doen? Kan nie help met finansiëel kan hy vir hom miskien 'n smile gee. Maar basically kan hy niks doen. Hy is fisies arm. So hy is totaal afhanklik van die kar wat verbykom en die ou wat vir hom 'n geldjie gee. So met ander woorde, as jy nou vat, kom ons sê jy moet nou daar gaan staan. Dink jy dit gaan vir jou trots voel om daar te staan? Dis bietjie vernederend. So met ander woorde wat God sê, ons moet onsself verneder en ons moet ons geestelike bankrotskap vir hom erken. Want net as ons op die punt kom wat ons arm is geestelik, dan kan hy vir ons iets gee. Jy weet hom. Want omdat die boemelaar kom en hy sê, daar so as ek sy bak kan staan en sê, ek het nie geld vir kos nie. Ek is afhanklik van wat ook al jy vir my gee. So kom ons voor God en ons sê, ons het niks om te bied vir ons redding. Ons kan onsself nie red. Ons het niks om vir u te gee. Wat gee vir God gee vir ewige lewe? Kan niks om gee. So jy kom in 'n absolute afhanklikheid. Jy sê, Here, dit wat ek nodig het, kan ek net van u kry. En ek het niks om vir dit te gee. En dis waar die voorbeeld van die boemelaar. Die boemelaar kan niks vir jou gee. Jy kan niks vir God gee of ruil. En jou Porsche daar parkeer en sê, gee my die ewige lewe. So dis wat arm van gees beteken. Baie mense het altyd die ding gehad en ek moet sê, ek het ook gewonder oor hierdie ding voorjaar. En gedink as jy praat van mense wat arm van gees is mense wat verstandelik gestrem is.
maar dis wat hy sal sê. Elke mens wat in God se koninkryk wil gelukkig wees, waarlik gelukkig, moet arm van gees wees. Met ander woorde, jy moet bietjie minder, eintlik heeltemal bankrot. Dan kan hy sy gees vir jou gee, want dan is daar plek vir sy gees, as jou gees arm is. Alright, en die volgende ding wat ek dan vir julle wil sê, hoe klink dit vir julle as ek dan, nou dat julle weet wat beteken om arm te wees van gees, hoe klink dit vir julle? Nou, dis die eerste punt. Moet julle twee dan, dan jouself. Ja, en ek wil sê, dis dan jy jou totale afhanklikheid, ek besef jy staan leeg eintlik voor die Here. Dis baie verder in die Here. En ons sal een sang wat my opkom is baie mooi op die deze vir my. Nou, klink dit nie vir julle maar soos bekering. En die dag as jy jou bekeer, dan sê jy, Here, ek draai weg van my verkeerde weë af en ek volg U wat ek het U nodig. So, om arm van gees te wees as jy die Here nog nie ken, dan is dit maar basies die bekering. Maar vir jou om vorentoe te beweeg in jou lewe, beteken dit ook, en ek meen elke mens, nadat jy die dag tot ware bekering gekom, beteken dit daar is baie plek in jou lewe wat nog bekering nodig. So dis nie 'n once-off, dis 'n karaktereienskap, want jy moet weet van wie is jou afhanklikheid. Jy is afhanklik van jou Skepper. So dis baie belangrik. Alright, kom ons gaan aan. Baie mense mag dalk dink dat hulle in hierdie vereiste slaag, omdat hulle nederig van geaardheid is. Nederigheid in hierdie sin beteken nie my gedrag teenoor ander mense nie, maar my houding teenoor die feit dat alle mense voor God gesondig het en die sonde het hulle verwyder van God. Met ander woorde is Romeine 3 vers 23. Ek dink daar so staan, en almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die geregtigheid van God. So om arm van gees te wees beteken letterlik om ons afhanklikheid vir verlossing van God te erken. Solank as wat ons nog in beheer van ons eie lewe en besluite wil wees, en ons verlore toestand en sonde ontken, is daar trots en selfverheffing voor God, omdat ons wil bo God se wil stel. Dr. John MacArthur het gesê, you can't be filled until you're empty. You can't be worthwhile until you are worthless. So arm van gees praat van 'n posisie van selfverlaging. Met ander woorde, daai eie ek. Solank as wat die eie ek regeer, sal ons nooit in 'n koninkrykslewe kan leef nie. Om arm van gees te wees, is die fundament van genade. Geen mens kan of sal genade tot verlossing van sondes ontvang, terwyl daar selfregverdiging in ons hart is nie, wat niks anders is as hoogmoed en trots. So, as jy wil weet wat is die rooi ligte, wanneer jy agterkom, jy is besig om jouself te regverdig voor God. As jy agterkom, jy wil jouself verhef voor God. Ek meen, eintlik is jy nie so bad persoon nie. Eintlik is jy heel alright. Dan moet jy dalk net 'n bietjie introspeksie doen, want jy moet kyk. Onthou net, hy is die koning van die koninkryk. So jy kan nie vir die koning gaan sê wat hy moet doen en hoe hy wat moet doen. So dit is dit. En net 'n interessante ding wat ons gelees het in die begin. Hierdie gaan nie oor nederige mense nie. Want 'n nederige mens kan ook nederig voorkom en hy kan nederig teenoor almal wees, maar hy kan voor God homself verhef.
So hierdie gaan nie om nederig te wees nie. Ek meen, as jy in elk geval hierdie doen, sal nederigheid deel wees van jou karakter, dat dit sal outomaties uitkom. Maar dit gaan oor om jou afhanklikheid van God af te kry. Niemand anders kan jou help, net hy. Alright, so Jesus leef die koninkrykslewe in met 'n gesindheid van nederigheid, selfondersoek, selfvernedering. Met ander woorde, salig of gelukkig is die afhanklikes van God, totdat ons kan sien hoe verdorwe ons lewens voor God is, sal ons nie die heerlikheid of die grootheid van Jesus kan sien. Geen mens sal in God se koninkryk kan inkom sonder die verloning van die self nie. Dit is hoekom sondaars op hulle knieë val as hulle agterkom hoe verlore hulle werklik is. Niemand kan tot God kom sonder 'n posisie van 'n bedelaar in te neem en belydenis van sonde te doen nie. 'n Bedelaar se klere en liggaam is vuil en wanneer hy 'n almoes, met ander woorde genade vra, kom hy in volle afhanklikheid teenoor die een wat hom in sy ellende kan help. Alright, Spreuke 16 vers 5 sê, elke hoogmoedige van hart, met ander woorde, hulle wat nie voor God se wil buig nie, is vir die Here 'n gruwel. Hy sal nie ongestraf bly nie. In Lukas 18 lees ons van die fariseer en die tollenaar, en vers 9 sê, hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, en die ander verag hierdie gelykenis vertel. Hulle sê ons moet dit vir julle lees. Lukas 18. Daar is die fariseer en die tollenaar, vers 10 tot 14. Alright, 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Nou sê hy, wie is die ander mense wat hy nie is nie? Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar. En dan, dit is nogal kwaai nie, dit is net dit een vers. Nou wil ek vir julle sê, vat 'n bietjie na mense vandag toe. Ek is so bly, ek is nie soos daai ou. Jesus, want kyk, daai ou doen dit en dit en dit. Ek sê nie dit alright, hè. Ek doen nie dit. Jy weet, hoor net bietjie hoe praat mense. Vers 12. Nou begin hy te sê, hoe goed is dit? Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. So, Here, ek is baie dankbaar dat ek nie soos hierdie mense is. En kyk, hulle doen nie dit nie, ek doen dit en ek doen dit en ek doen dit. Maar hoor nou vers 13. En die tollenaar het ver weggestaan. Hy wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste ene. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. So, hierso sê die Here, die fariseer is 'n kerkmens. Dit is die groot ou van daai tyd. En die tollenaars was die skelms. Maar die tollenaar kom met 'n absolute vernedering en verlaging. Hy sê hy wou nie sy oë na die hemel op sit. Met ander woorde, dit wys jou hoe arm van gees die toestand van arm van gees was hy gewees.
Maar hier kom die fariseer en eintlik sien jy hoogmoed en jy sien trots. Want hy vergelyk hom met hierdie mense en hy sê hy is so dankbaar, hy is nie soos hierdie mense nie. En dan dink hy dat sy werke gaan hom red. Dat hy vas soveel keer en gee tiendes en doen al hierdie mooi goeders. En die Here sê hy het regverdig in sy huis gegaan. So sien julle wat is arm van gees. Alright. Hierdie gelykenis verteenwoordig twee groepe mense. Nommer 1, die persoon wie se hart voor God hoogmoedig is en die persoon wat tot sondebewustheid gekom het. Die oomblik toe hierdie tollenaar bewus word van hoe ver hy van God verwyder is, het hy sy klere geskeur en op sy bors geslaan. En hy was hy selfs nie eens in staat om God in die aangesig te kyk. Hy skeur sy klere en hy val op sy aangesig en smeek God om genade en vergifnis. Hier sien ons die beeld van 'n geestelike bedelaar. 'n Bedelaar kyk nie graag in die oë van die party by wie hy bedel nie. Sy selfwaarde is so aangetas dat hy gebukkend met 'n uitgestrekte hand nader kom, in die bewustheid dat hy self niks het om aan God as offer te gee nie, maar ten volle van God afhanklik is van genade. In Lukas 6 vers 20 beskryf Lukas die eerste saligsprekinge. Slegs ten opsigte van salig is julle armes. Baie mense wil te kenne gee dat hierdie armoede na 'n fisiese armoede verwys. Maar indien dit so sou wees, sal dit beter wees as die kerk nooit na die arme mense uitreik nie, aangesien hulle fisiese gebrek vir hulle ware geluk sal inhou. Ons weet dat dit nooit so kan wees nie, aangesien fisiese gebrek een van die resultate van die sondeval is. So al wat ons net hierso sê is dit dui nie op fisiese armoede. Hierdie beteken nie gelukkig is jy as jy fisies armoede het. Alright. Want dit is nogal ook 'n ding wat kop uitgesteek het. Dan sê die mense, weet jy wat, jy moet net nie geld hê, anders kan jy geld doen. Want ek meen dan, quoteer al die skrifte wat sê, met die ryk is dit en dit en al die soos. Maar indien dit so gewees het, hoekom sal die kerk vir mense wat regtig behoeftig is, kos en klere en 'n geldjie gee? Ek meen, maar dan maak jy ons 'n reuse fout. Ja, dan trek jy van die hemel weg. Presies. Maar ons weet nou, dit is nie die geval. Hierdie gaan oor geestelike bankrotskap. Geestelike armoede. Met ander woorde, jy kan nie vol wees van jouself. Jy moet arm wees. Die afhanklikheid van God. En ek meen, die ander ding is net, is daar armoede in die hemel? Ek dink ons almal is gelyk. Nee, ek meen as jy hoor, die straat is van goud en dis allerhande goed, so daar's nie armoede nie. So dit kan nie na fisiese armoede wys. En armoede is 'n resultaat van die sondeval. Ek meen, ek kan oor sê, julle weet, julle leef almal in hierdie aarde. Die ou wat skatryk is en nie die Here ken nie, dit lyk asof daar net nie stop aan hulle is. Want, hoekom? Dis 'n wêreldse beginsel. Want die sondeval het gesê, hier wat, ons moet steel, verwoes en slag. Nou, dis 10 vers. Ok, so ja. Nie dat ek sê, die kinders van God sal arm wees en anders om nie. Want daar is sekere beginsels en daar is allerhande goeders. So,
maar dis 'n hele ander lesing. Dis nogal 'n wille lesing. Alright, maar dit is al wat ons daar moet weet, is dat salig is die armes, soos Lukas het verwys nie na fisiese armoede. Waar is dit nou? Alright, in Lukas 4 vers 18 sien ons dat Jesus juis gekom het om die evangelie of die goeie nuus van die koninkryk van God aan die armes te bring. So as armoede mense gelukkig maak, sou Afrika en baie van arm lande die gelukkigste lande gewees het. Nou, ek meen, ek dink nie mense hoef regtig iets te sê. As jy nou in Afrika kyk wat dit regtig waar rof is, met wat mense nie kos het. Maar hier sê julle is so gelukkig. Selfe beginsel. So dit is nie wat dit is. Alright. So, die koninkryk van God is aan die armes gebring. So dit is nou nogal interessant, want in daai geval, as jy moet sê, is ek arm? Ja, ek is bankrot vir God. Ek kan vir hom niks gee. Ek kan nie vir hom in die huis gee. Hy waar nie oor die huis. Ek kan nie vir hom my kar gee. En nie van julle kan. Hy waar nie oor julle kan. Dit beteken vir hom niks. Ek kan nie vir hom jou bankrekening gee nie. Waar nie vir hom. Maar jy kan jou armoede volg. Jy kan net dan kom en sê, ek het niks. Kan nie vir my gee. Dan kry jy koninkryk. Alright? Jy kyk vir my so asof ek nou iets praat. Ek wil net vra, so moet mens elke dag leef met daai arm van gees. Verseker. Ek bedoel, so dit is 'n karaktereienskap wat jy daagliks mee gaan leef, wat jy vir die Here gaan sê, Here, ek staan hier. Ek staan bankrot voor U. Maak U my vol. So dit is nie hoe kan ek sê eenmalige iets waarvoor jy bid en dan ontvang jy die Here en bekeer jou en dit nie wat jou, want dit is mos jy moet jou, ek kan nou nie by die regte woorde wat sê, jy moet dit gereeld bevestig of daai. Ja, want kyk, bekering is 'n once-off, jy bekeer. Maar dan, die karaktereienskap is eintlik jy verklaar jou afhanklikheid voor God. So, en dis hoekom dit 'n karaktereienskap is. Dis hoekom dit elke dag 'n konstante ding is, want wanneer gaan ons nie afhanklik van God gaan wees nie? Kan jy net een dag afhanklik van hom wees en dan, ek is nou fine. En dis hoekom dit 'n karaktereienskap is. Elke dag. As jy die boerdery loop, Herman, as jy daai saadjie in die grond plant, dan is dit nie eers kyk hoe kwaai is ek. Kyk hoe mooi plant ek. Here, ek is afhanklik van jou, want die woord sê, U laat groei. Die woord sê, ek kan plante kan nat maak, maar ek is afhanklik van U. Ek is afhanklik van U. Nie kyk hoe mooi blik my golfbane of my seasons nie. Ek is afhanklik van U. By jou skool, by ek in die boerdery sal die storie daar wat aan gaan. Dit sê elke dag, jy kan nie een dag sê, jy is nie afhanklik van, want dis wat arm van gees is. Ons is afhanklik van hom. Ja, soos konstante toestand. Jy kan sê, wat ek wil sê is, jy kan sê, jy gaan konstant arm van gees. En die Here gaan jy elke keer volmaak. En môre of later besef jy, maar ek is nog steeds arm van gees. En dit weer, God moet my weer volmaak. En dan maak hy jou vol en hy hou jou vol. Moet jy arm wees. Dan moet niks van jou wees. So. David
bevestig dit in Psalm 37 vers 25 tot 26. Ek was jonk en ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is seën. So, die regverdige het nooit verlate gesien nie, en hy sê eintlik, as jy arm van gees is dan sal hy hom ontferm, en uitleen, en sy nageslag is seën. So, in die Bybel word arm met 2 woorde beskryf. Hier is weer hulle woorde. Tokkas. Met ander woorde, iemand is so arm dat hy moeilik bedel. Dit verwys na 'n persoon wat geen bronne in homself tot beskikking het om te oorleef. Met ander woorde, dit is 'n boemelaar op straat wat letterlik daar so staan en hy werk nie, hy het niks geld nie. Hy's net afhanklik van die geldjies wat iemand hom gee. En dan die tweede woord is benasse. Met ander woorde, iemand is arm, maar sy inkomste is net genoeg om hom aan die lewe te hou. By laasgenoemde geval kan die persoon nog voorsiening maak vir sy eie voortbestaan. So, dis mense wat oor die kan aangaan. Alright. So, as Jesus sê, gelukkig is die wat arm van gees is, dan verwys hy na die woord betokas, na die eerste een. So, dis nou 'n bietjie Griekse agtergrond hier, wat ek nie kan praat nie, maar alright. So, die woord wat daar gebruik, is dan letterlik die woord vir 'n bedelaar. Alright. Julle moet sê as julle vra. Wat beteken dat daar geen vermoë in die persoon self is om voort te gaan of te kan bestaan. En uit 'n geestelike oogpunt is dit duidelik hoekom Jesus juis hierdie woord hier gebruik, want geen mens kan voor God gered word deur enige werke nie. As hy Romeine 3:23, dieselfde een wat ons in die begin gelees het, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom sê Jesus in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So al wat ons net hier vir julle sê is dat daai woord wat seker nou Grieks is, verwys na 'n bedelaar. Dis die woord wat geskryf word van arm van gees. So jy kan nie vir God niks bied. So jy kan nie werke bied nie, ons het dit nou gesê. Jy kan niks vir hom bring nie. Jy kan nie vir hom sê ek is 'n soet seun. Jy kan nie vir hom sê ek sê dit nie bad nie. Ek's 'n goeie mens. Jy ken my storie wat Angus Bakken ook sê van goeie mense. Goeie mense van die hemel toe. Gelowige mense van die hemel. So met ander woorde, jy kan niks bring. Dan kan God jou help. Alright. So as Jesus sê, die vertrekpunt tot 'n koninkryks lewe, 'n koninkryks karakter, is arm van gees, dan sê hy dat geen mens ooit gelukkig sal kan wees as hy nie sy verlore toestand teenoor homself en God erken nie, sy eie ek en wil verloon nie, belydenis teenoor God vir sy sonde doen, gebukkend of hurkend tot God nader om genade vir sy sonde te smeek, God se troon nader deur hulp wat Jesus deur sy offer aan die mens verleer het. Alright, moet ek verduidelik of verstaan jy nog? 'n Arm van gees, moet jy daai karakter. Daarom sê God in Jesaja 66 vers 1 en 2, so sê die Here,
Die hemel is my troon en die aarde die voetbank vir my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek lê. En dis nogal baie in Jesaja skryf dit, die Ou Testament. So, God beskryf eintlik sy grootheid hierso. Die hemel is die troon, die aarde is die voetplek van my voete. Waar sal jy vir my huis maak? Dis hoe groot ek is. Wat gaan jy my bied? En dan sê hy, op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm en verslae van gees en wat bewe vir my woord. Dis 'n baie skrif van. So as jy God se aandag wil hê, as jy wil hê hy moet op jou let, wees arm en verslae van gees en bewe vir sy woord. Godsvreesend. Godsvreesend. Dit is my baie. Iemand vir ons Jesaja 57 kry. Ek sien tannie het in sy Bybel aanhaal. Ja, ek het hom ingepak. Jesaja 57. Vers 14 en 15. en 15. Ja. En hulle sê, en hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die verdryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verdryseldes. Selfde ding. Dis waar God leef. By die wat sy harte gebroken is. By die wat arm van gees is. So daarso het hy dit al in Jesaja gesê. En hier in Psalm 34 vers 19 gaan hy nog verder. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. So weet jy, baie keer as die wêreld iemand stief behandel en jy weet daai persone word uitgeskop deur die wêreld en deur die vriendekring en dan is hulle in 'n fisiese toestand van nederigheid. Maar as hulle dan na die Here toe gaan, dan gewoonlik, omdat jy so afhanklik is van God, omdat die wêreld jou verwerp en jou verlaat, dan neem mense baie keer hierdie posisie in, geestig. En wat dan gebeur, dan sien jy hoe God hulle herstel. So dit is vir my kosbaar. So om arm van gees te wees, is die vertrekpunt van ons koninkrykslewe. Geen vlees sal God ooit kan sien, sonder om te erken, dat ons as mens voor God verlore is, en dat ons niks het om aan God te offer vir ons redding nie, behalwe 'n gebroke gees en 'n neergeboe hart. En nogal interessant, die skrif sê, al die mense wat so hoogmoedig is, die dag met sy koms, sal elke knie voor hom buig. So, maar dan is dit te laat. So kom ons buig ons knie nou voor hom, en ons erken ons geestelike bankrotskap. In Matteus 5 vers 3b, vind ons Jesus se belofte aan elke mens wat tot God op hierdie wyse nader. So, dan kom die belofte. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So elke disipel van Jesus wat God op hierdie wyse nader, sal 'n besitter wees van God se koninkryk. Hierdie persoon word dus die plek waar God regeer.
omdat God met sy gees in hom kom woon. So, as jy arm van gees is, as jy jou afhanklikheid van God besef en voor hom bely, dan kry jy die belofte wat aan hulle behoort, die koninkryk van die hemel. En ek meen, julle ken dit nou al baie goed. Wat is die koninkryk? Alles, ja. Een woord. Lekker groter. Ag, nie vir my sê so terug om moeilik is. Nee, jy moet nou een kant man. Ek sien jy lag droog. Lekker Michaela hier sal sy aandag bietjie moet fokus. Ek sien die man dink aan popcorn. Weet, Lekker groter. koninkryk. Staan uit twee woorde. Koning. Ja. Ryk. So, wat is die ryk? Dis die plek waar die koning regeer. Kom ons dit vanaf. Ek weet ek is vinnig op jou, ek hou jou dop. So, elkeen wat arm van gees is, word die plek waar die koning regeer. Alright, so dis die belofte. Ten slotte is dit noodsaaklik om te verstaan dat hierdie saligspreking as ook die volgende 7 nie net 'n eenmalige gesindheid is nie, maar ook 'n konstante gesindheid. Daar is hy nou. Daar is hy. Tydens bekering het ons bewus geword van ons geestelike bankrotskap, wat aanleiding gegee het dat ons voor God ons aangesig val en om genade gevra het. Tog is dit ook 'n konstante gesindheid, omdat ons elke dag, selfs na ons redding, bewus word van ons swakheid en ons verlore toestand. Wanneer ons tot God nader, vra ons eers vergifnis vir ons oortredinge en erken ons teenoor God dat ons nie sonder die voorsiening en genade wat Jesus ons gegee het, tot hom kan kom nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê die Bybel: as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. So met ander woorde, as ons sonde bely, as jy 'n fout gemaak het deur die dag en jy weet, jy het nou aangejaag vandag, jy het nou jou meer verloor, of wat ook al, dan moet jy vir die Here sê: Here, ek het my meer vandag verloor, sal U my vergewe? So, erken dit, is konstante ding. Nie net, Here, vergewe my sommer net alles wat ek verkeerd doen. Maak die bord so skoon. So, bely dit. Nou, as jy dalk nou iets nie weet nie, dan kan jy sê, geef my sondetjie wat ek dan nou nie weet nie, wat ek dalk nou onwetend gedoen het. Maar Here, ek weet, ek het vandag vir daai ou vinger gewys toe wie uit die kar uitklim en hy ry oor die lug. En toe sê ek dalk op die woord, vergewe my vriend, ek het 'n fout gemaak. Here, ek het al dit en dit gedoen. Vergewe dit vir my. So bely daai sonde. So net soos aan die begin van ons bekering, het ons ook elke dag nodig om onsself vir God te verneder. Geen mens kan tot God se koninkryk toetree met 'n selfverdedigende hart nie, of 'n hoogmoedige hart. Net so sal geen mens in God se koninkryk kan leef en funksioneer met hoogmoed in sy hart nie. Dit laat ons met die vraag: hoe lyk ons toenadering tot God? So ons kan nooit kom en sê, Jesus, ek is okay nie. Ja, jy weet ek is goed. O Here, kyk, ek het 'n flawless dag. Daar was niemand so goed soos ek. Want as jy op daai punt kom, dan moet die rooi ligte aangaan. Want jy kan goed doen. Elke mens, jy kan goed doen. Jy kan goed iemand doen. Jy kan 'n oorwinning kry oor 'n sonde wat jou dalk getreiter het, alles. Maar dan dank jy hom daarvoor. Maar jy kan nie sê, ek is nou volmaak.
kan dit sê. So, salig is die arm van Jesus.